Ek wil begin deur te groet vir almal wat hier is, en ook diegene wat aanlyn kyk, en dan natuurlik ook diegene wat later na die opname sal kyk wat fisies nie hier kan wees nie. Baie welkom, ons is baie bly, baie dankbaar vir elkeen wat hier is, wat belangstelling toon en omgee betoon, saam met die familie. Saam met die welkom, kan ek nie anders as om net op te merk, die pragtige blomme nie, daar sal seker iets oor gesê word, maar hierdie tyd van die jaar, en Kersfees, was die Lies baie besig by hierdie tafel hier voor met die Paasnaweek, en met die Kersfees versierings. Dit was vir haar verskriklik belangrik, om deel te hê daaraan, dat dit alles baie mooi, en baie spesiaal sal wees, en hier is iets baie symbolies en sprekend, dit sal nou weer ter sprake kom op 'n ander manier, van hoe groot die blomme in hierdie geval is, en hoe klein die foto van die Lies is in verhouding, want dit is hoe sy geleef het, nie op die voorgrond nie, maar tog so verskriklik intens en opreg. Ek hou daarvan om enige persoonlike goedjies reg aan die begin te hanteer, daarom gaan ek, voordat ek met die gebed en die lied begin, gaan ek vir Pieter geleentheid gee, om net eers 'n paar bedankings te doen, asseblief Pieter. Goeiemôre almal en baie dankie dat julle hier is. Ek is vanoggend deur die familie, want ek sê familie, my skoonsis Elsabie gevra om die bedankings te doen, so vinnig 'n paar goeters geskribbel. Weereens baie dankie vir almal wat die moeite gedoen het om hier te wees, en almal weet, soos ek sê, soos Dominee gesê het oor die blomme en Elise. Heel eerste, baie dankie vir Dr. Mbata en die personeel by Linmet ICU vir die uitstekende sorg, die gereelde opdatering vir Elsabie, gebel en laat weet het wat aangaan. Nommer 2, Ingrid, waar is jy? Baie dankie vir die blomme, dat jy dadelik ingespring het vir die blomme en gesê het, jy wil dit graag doen vir jou tweede ma, wat so baie vir jou beteken het. Ek het net nog gekyk en ek weet vir 'n feit, Tannie Elise sou regtig 'n traan gepik het toe sy die blomme sien, want dit is so regtig 'n goeie tribute aan haar. Vir Rory vir die druk van al die leaflets, wat baie dankie. In die laaste maand en veral die laaste 2 weke, elke vriend, familie, vir die liefde, ondersteuningsoproepe, WhatsApps, gechat met al vir ons vriende, baie ander mense, oor 'n glas wyn, oor 'n aandete, baie dankie vir die belangstelling en omgee. Vir die mense van NG Kerk, Kempton Park Oos, almal van al die verenigings en almal, ek weet nie wie almal daar is betrokke nie, maar baie dankie vir julle, vir die koek en tee later, vir al julle ondersteuning, en vir 'n plek wat my skoonma vir die laaste 23 jaar haar tweede huis genoem het, en soos Dominee Braam gesê het, sy het geleef hiervoor, en weer eens is bittersweet en so 'n bietjie ironies, dat uiteindelik daar vir haar 'n diens gedoen word hier, vir iets wat sy jare en jare voor geleef het, om vir mense 'n lekker, mooi, lekker is 'n verkeerde woord, maar 'n aangename, goeie afskeid te gee. Dominee Braam, baie dankie vir al jou bystand, en dat jy Elsabie, my skoonpa, bygestaan het die laaste tyd, paar keer gaan inloer het, en ook vir haar, my skoonma, baie beteken het oor die laaste 23 plus jaar. Glenda, thank you. I know how much you meant to my mother-in-law. I know about all the chats and all the stuff, and also how you raised my kids, and as well as Alma's kids over the years, and you're a very special part of our family. Thank you very much. Also, Ronnie, for all the work and the assistance for Oma and all of the stuff that you've done. Dankie aan al die kinders, kleinkinders, al die mense, die van ver, die van wat naby is, vir alle liefde, omgee, en so WhatsApp, en julle pa ondersteun het, en vir oupa, vir skoonpa, baie dankie. Laaste, nie die minste nie, Elsabie,
As iemand vandag 'n huil kon kry, is dit jy. Sjoe, daar's nie woorde nie. Baie dankie vir al vir die laaste paar jaar wat skoonma sy gesondheid begin agteruit gaan het. En dankie dat jy na gekyk het, pille gaan haal het, seker gemaak daar's genoeg pille, seker laat sy reg eet, na jou pa gekyk het en veral na jou pa die laaste maand en baie dankie. As ek dink soos hulle sê in die proverbial, jy het nou omtrent, jy verdien 'n maand lange cruise na nêrens net om weg te kom. Baie dankie vir alles. En dan ja, weer eens baie dankie vir almal wat hier is. Thank you for everybody that made the time to get here. We know as small in character as she was, as huge a human being she was. Is iemand wat ek ook al vir meer as 30 jaar ken, 'n amazing mens en dis 'n goeie tribute en sy so happy wees met die opkoms. Baie dankie. Jy kan gerus net so bly sit, dan bid ons saam. Here ons God, baie van ons het groot geword met die idee dat mens geleenthede amptelik open met 'n gebed. Ons wil nie vandag bid om amptelik te open nie. Ons wil nie bid uit gewoonte nie. Ons wil dit nie doen as 'n formaliteit nie. Ons het diep behoefte om met u te praat oor Elise en oor onsself. Eerstens wil ons dankie sê vir 'n kosbare lewe van 82 jaar, dat u vir Elise die lewe self gegee het, haar gawes, haar talente, haar unieke persoonlikheid, geleenthede, die krag en genade om die geleenthede aan te gryp en die beste daarvan te maak, en om 'n verskil te gemaak het in hierdie wêreld, in die lewens van ontelbare hoeveelheid mense en hulle gesinne. Want wanneer sy iets vir mense gedoen het, en veral vir pasiënte, dan was dit ook vir hulle gesinne. Dankie vir wie en wat sy was en wat sy gedoen het, en dat sy uit die genade kon lewe. En dankie dat ons die voorreg gehad het om haar te ken en te beleef. Maar Here, dan saam met die mooi en die dankbaarheid is daar ook hierdie realiteit van hierdie leeplek, hierdie realiteit dat sy fisies gesterf het. En die hartseer wat dit meebring, en die gevoel van verlies, en die ervaring van verlies. En daarvoor wil ons vir elkeen wat swaar trek, aan die opdra daarvoor. Want ons gee om, maar ons is ook magteloos. Wat sê mens? Wat doen mens? As jy weet, jy kan nie iemand se seer wegvat nie, en jy kan nie hulle omstandighede verander nie. Maar dankie dat wanneer ons nie weet wat om te sê of te doen nie, ons kan bid. Ons kan vir hulle aan u opdra en vra dat u self vir hulle die genesing, die berusting, die vrede sal bring wat hulle so nodig het. As ons bid, doen ons dit natuurlik op grond van Jesus Christus se seisoenverdienste in sy naam. Here Jesus, ons bid in u naam omdat u God is en groter is as die dood, groter is as die lewe. Die dood self deurgegaan het, die graf beleef het, maar God dank opgewek is en sit aan die regterhand van God, waar u vir ons pleit. Seën ons nou in hierdie diens en help ons om vir 'n oomblik stil te word, saam te reflekteer oor Elise se lewe, maar ook te reflekteer oor die perspektief op die dood wat ons in die Bybel kry. Ons bid dit in afhanklikheid van u. Hoor ons asseblief. Amen. O Heer my God, as ek in eerbied wonder
en al uw werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe Heer die sorg verklein, vergroot vir alles. En u sorg dag na dag vir my, u kind. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, u grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. U maak ons deel van al die grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat u ryk mag kom. En kom u weer in heerlikheid op wolke. Maak u volkomen met u eiendom. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, u grote naam. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, u grote naam. Ek wil graag in 'n kort en miskien ongewone inleiding 'n beeld gebruik, my persoonlike beeld van Elise Booyens. Nou ek het die voorreg gehad, soos Pieter genoem het, hulle was 23 jaar in die gemeente en sy was intens betrokke en ook baie goed vir my, altyd geweldig vir my omgegee, my gesondheid en vir my lekkertjies, ek 'n spesiale suiglekkertjies vir hierdie keel van my waarmee ek so sukkel van oorsee afgebring. So ons het 'n baie egte band gehad. Maar ek gaan nou nie daaroor uitbrei nie. Ek het 'n persoonlike beeld in my kop van Elise. In my laat hoërskooljare, en ek is nie 'n kar kenner nie, ek het 'n groter passie vir vliegtye as vir karre. Maar in my laat hoërskooljare was daar 'n kar, 'n Ford Capri. En as jy vandag hier is en jy is te jonk om te weet hoe lyk 'n Ford Capri en enigiets anders van 'n Ford Capri te weet, asseblief gaan Google dit. Dis een van die mooiste karre wat Ford ooit uitgebring het. Maar wat wil ek sê van die Ford Capri? Oorspronklik het hy met 2 engine opsies uitgekom. Ek hou van die Engelse bewoording 'n V4, 'n 4-silinder engine. Daar was meer as een opsie, maar kom ons sê 1.6, 1.7 liter V4
Ford Capri. Toe besluit hulle hierdie kar is so gewild en hy het so goed verkoop, dat hulle hom toe uitbring met 'n groter engine, 'n 2 liter engine, in 'n V6 formaat. En toe later hier in Suid-Afrika, het hulle dieselfde body van die Ford Capri toegerus, met wat ek wil noem 'n monstrous V8 5 liter engine. Nou dis 'n relatiewe klein kar, met hierdie V8 5 liter engine in. En dis my prentjie van die lease. Hierdie klein, fyn vroutjie, wat jy op die oog af maklik kan miskyk, met hierdie groot engine in, hierdie groot hart, hierdie groot passie vir die lewe, hierdie groot vermoë om 'n verskil te maak. Dis my prentjie van die lease. Ekskuus, ek het nagelaat om te sê die korrekte naam van hierdie V8 Ford Capri was die Capri Piranha, die V8 Capri Piranha. Dan my eerste hoofpunt op 'n baie dieper vlak. Wil ek hê ons moet saam vir onsself afvra wie en wat was Elise Booyens? Ek dink dit is 'n belangrike vraag vandag. Wie en wat was Elise Booyens? Nou, die oomblik wat jy met mense begin praat, kry jy eintlik een eenstemmige antwoord wat begin met sy het gedien. Dit is, ek hou van die Engelse woord, amper soos 'n banier of 'n banner wat jy bo oor haar lewe kon skryf, is diensbaarheid. Nou dit het natuurlik gewissel van diens binne haar beroep, binne haar gemeenskap, binne haar gesin, haar familie, haar uitgebreide familie, haar vriende, vriendinne en ook die gemeente. Maar ek wil regtig dieper ingaan op hierdie vraag, en ek weet julle is 'n diepdenkende familie. Dieper ingaan op hierdie vraag weer, wie en wat was sy? Want ons kan haar verkeerd lees of verkeerd typeer. Diens is by uitnemendheid die kenmerk van 'n humanis. Nou in 'n neutedop 'n kort definisie van humanisme is 'n filosofiese of 'n etiese lewensbenadering wat die waarde van die mens bo alles stel. Die mens is vir die humanis en in die humanisme die ultimate. En hulle beklemtoon die waarde van beide die individu en die mense gesamentlik, en humaniste fokus op die ontwikkeling en die bevordering van mense. En by 'n eerste hoor van hierdie definisie wil 'n mens dadelik sê, maar dit pas. Was Elise eintlik 'n humanis, want die prentjie pas. Dit klink baie gepas. Iemand wat belangstel in hierdie tipe dinge sal die moontlikheid noem om te sê, wag 'n bietjie, miskien moet ons haar fyner definieer. Was sy nie eintlik 'n filantroop nie? Nou, 'n filantroop is baie naby aan 'n humanis, maar word gedefinieer as 'n weldoener, 'n mensevriend, iemand wat sy of haar tyd, geld en hulpbronne aanwend om ander mense te help en om lyding te verlig. 'n Filantroop is iemand wat liefdadigheid bewys. Ek wil amper op 'n gebrekkige manier sê, 'n humanis met 'n special cause. Dit klink ook gepas. Maar Elise was nie 'n humanis of 'n filantroop nie. En dit bring my by my tweede punt. Wat was sy? Elise was in die eerste plek 'n kind van God. Daar's 'n pragtige lied ook, I am a child of God. Nou wat is die verskil?
Wat is die verskil tussen 'n humanis, 'n filantroop en 'n kind van God? Ek wil die volgende 4 punte van verskil aanraak. Die eerste is, sy het besef dat haar gawes, haar talente, haar vermoëns en haar krag het nie in haarself gelê nie, maar dat dit 'n genadegawe van God was. Sy het geweet dat wie en wat sy was 'n genadegawe van die Here was. Dis die eerste. Die tweede implikasie daarvan is dat haar motief vir diens was dankbaarheid. Onthou die humanis se motief is die mens is als. Die filantroop se motief is ek moet goed doen. Die kind van God se motief is die Here het aan my goed gedoen. Ek kan net reageer, respond deur dankbaarheid. Elise se lewe was 'n reaksie op God se genade en haar motief was dankbaarheid. Die derde implikasie. Sy het geleef en gedien vanuit sy krag in haar lewe, God se krag in haar lewe. En hier wil ek 'n baie fyn onderskeid maak. Moenie die fout maak om Elise te lees as 'n verskriklike getroue kerkmens nie. Sy was dit. Maar dit beteken eintlik niks. Of baie min. Daar's baie kerkmense wat 'n sterk verhouding met die kerk het, 'n sterk betrokkenheid by die kerk het. Maar waarin daar nie regtig diepte is in hulle verhouding met die Here nie. En die omgekeerde is ook waar, daar is mense wat 'n baie swak verhouding met die kerk het, of 'n non-existent verhouding met die kerk het. Maar 'n baie diep en intense verhouding met die Here het. Elise het albei gehad. Sy was lief vir die kerk, sy was lief vir die gemeente. Sy was lief om na die preke te luister. Selfs wanneer sy oor see was, het Wessel vir haar gehelp om die laptop so op te stel, dat sy ons dienste van hier af oor see kon volg. Maar eintlik was sy lief vir die Here. Dit het gegaan oor haar verhouding met die Here en sy krag in haar lewe. En dan wil ek 'n teks lees wat ek met Elise assosieer. Galasiërs 5. Net vers 22 en 23a. In baie kerke word daar vreeslik baie gemaak, en ek speel nie kerke teen mekaar af nie, word daar vreeslik baie gemaak van die gawes van die Heilige Gees. Gawes om in tale te kan spreek, om genesing aan mense te kan hande oplê, spreek in tale, wat ook al. Maar daar's 'n gedeelte in die Bybel wat baie belangrik, oor iets baie belangriker handel as die gawes van die Heilige Gees, en dit is die vrug van die Heilige Gees. Ek wil dit graag lees en dan moet jy maar self besluit of jy vir Elise hierin herken. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. In 'n neutedop, hoe word Elise onthou? Ek herhaal, dienslewering oral. Vir baie jare, en dit is 'n geweldige mylpaal, as matrone van die destydse Boksburg Benoni Hospitaal, alom bekend as BBH, vandag bekend as die Tambo Memorial Hospitaal. Sy word onthou vir haar dienslewering, maar oral. Dan ook vir haar hoë standaarde, vir haar wonderlike sin vir humor,
vra liefde vir almal, beginnende by Wessel, met 'n huwelik van 60 jaar. Haar kinders, haar kleinkinders, haar peetkinders, en dan haar vriende en vriendinne, waar die woord loyaliteit ook so groot oor haar lewe geskryf staan. Verder het Elise saam met Wessel die wonderlike voorreg gehad om te reis, wyd te reis. En hulle sê, sy was altyd gereed vir die nuwe ervarings en die nuwe uitdagings. Onder andere ook honderde kerke oor die wêreld besoek. En dan die laaste wat ek vandag wil noem oor hoe ons haar sal onthou, is haar geloof. Haar sterk, diep, opregte, ongeveinsde geloof. My derde hoofpunt. Ons moet ongelukkig vandag ook rekening hou met Elise se dood. Daar's baie mense wat op verskillende maniere aan die hartseer van iemand se dood wil probeer ontvlug. Ek wil ook vir julle as familie en kinders sê baie dankie dat julle die bewoording gekies het, 'n herdenkingsdiens. Dis 'n mooi naam. Ek hou van herdenkingsdiens, dit hoef nie roudiens te wees nie. Maar ek is 'n bietjie skepties oor net 'n life celebration. Ek het al mense gehad wat sê nee, nie 'n hartseer woord nie, ons wil nie huil nie, ons wil nie trane stort nie, dis net 'n celebration van my ma se lewe. Nou hulle het dit baie keer al so ingerig, maar as ons begin, dan chunk hulle ook maar snot en trane. Want die dood is hartseer. En vandag moet ons rekening hou met Elise se dood. Realiteit, 'n hartseer realiteit. Maar kom ons kyk en dink na oor haar dood vanuit 'n baie belangrike, dink ek, Bybelse perspektief. En voor ek dit lees, as ek sê ons moet rekening hou met die dood is en die hartseer daarvan en die verlies, dis nie 'n quick fix nie. Dis nie 'n tegniek wat jy kan aanleer om te bemeester om oor die hartseer te kom nie. Daar's 'n klomp 'n reeks boeke beskikbaar, 'A Dummy's Guide. A Dummy's Guide to Using the PC, A Dummy's Guide to Microsoft, A Dummy's Guide to this and that. Alles berus op tegnieke. As jy die tegniek kan bemeester, kan jy die ding reg kry. Rou is nie 'n tegniek wat bemeester kan word nie, maar 'n proses waardeur mens moet leef. Dit gaan oor huil, dit gaan oor verlang, dit gaan oor praat, dit gaan oor somtyds skryf en so meer. Gun julle self die geleentheid om eerlik te wees oor julle verlies, oor die seer van Elise se dood. Maar dan moet ons kyk na 'n Bybelse perspektief. Filippense 1, net vers 20b tot 23. Paulus se woorde waarskynlik op 'n baie laat stadium in sy lewe. Paulus sê, ek wil ook nou soos nog altyd met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Ek wil met my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus. En om te sterwe is vir my wins. En dan sê hy is 'n interessante tweestryd. Hy sê, as ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Hy sê hy is in hierdie tweestryd.
As hy hier bly, kan hy lewe, hy kan 'n verskil maak, hy kan vir mense iets beteken. Maar aan die ander kant is hy gereed om net oor te gaan na God toe, en die sterwe is dan vir hom 'n wins. Ek wil die vrymoedigheid neem om te sê, Elise was gereed om te sterf. Natuurlik op 'n geestelike vlak. Ek glo op 'n emosionele vlak. En uiteindelik op 'n fisiese vlak was hy gereed om te sterf. Ek weet mense kan geweldige frustrasie beleef oor daai laaste weke en in 'n sekere sin sê dat dit lank gevat het. My eie perspektief is dat God baie keer vir ons net geleentheid gee om ryp te word. Daar's nie so ding is makliker as iemand vinnig sterf of skielik sterf, of makliker as ons tyd het om ons voor te berei en sê nie, dis illusies. Dis altyd swaar, dis altyd seer, dis altyd moeilik. Maar baie keer vind daar 'n rypwordingsproses plaas, nie net in die pasiënt nie, maar ook in die familie. My vierde en laaste punt. Waar lê die troos? Die diepste troos. En waarom kan ek dit sê? Troos lê myns insiens, veral in hierdie geval, op 2 vlakke. Die eerste vlak wat ek wil uitlig is, en ek wil dit 2 keer sê, ek wil dit in Engels ook sê, die dood kon net Elise se fisiese bestaan beëindig. Dit kon nie die betekenis van haar lewe uitwis nie. Death could only end Elise's physical existence. Death can never erase the meaning of a life and the impact of a life. Ons almal wat die voorreg gehad het dat ons lewenspaie met Elise gekruis het. Ons almal wat die voorreg gehad het dat deeltjies van ons lewens saam met haar parallel geloop het vir 'n sekere tydperk. Ons almal is anders. Ons is verryk omdat ons hierdie kosbare mens kon leer ken. Daaroor sou ek geweldig lank kon aangaan, maar ek gaan nie. Wat ook baie oulik is dat die kinders dit neergeskryf het op die program wat jy ontvang het, onder die hoofie begrafnisbrief. Lees dit, en dit sal jou herinner aan die impak van haar lewe. Die dood kan nie die betekenis van haar lewe uitwis nie. En dan is daar 'n tweede vlak van troos. Daar is 'n lewe ander kan die grens van die dood. En Jesus waarborg dit op 2 maniere. As ek sê daar's 'n lewe ander kan die grens van die dood. Ons elkeen het ons eie idees, ons eie oortuigings. My oortuiging is dat ons almal se lewe in 3 fases verloop. Die eerste relatiewe kort fase en in die meeste gevalle 9 maande of 40 weke. 'n Baie beperkte bestaan in die baarmoeder, maar dis lewe. En dan moet ons van daai eerste beperkte bestaan, daai eerste fase van ons lewe, moet ons 'n oorgang maak om by die tweede fase te kom, en dis 'n geboorte. En na die beste van my bietjie mediese kennis, is 'n geboorte vir 'n kind relatief traumaties. Maar dis 'n noodsaaklike oorgang, want jy kan nie vasgevang bly in die eerste fase van jou lewe nie, jy moet gebore word. Neem daai oorgang maak om die tweede fase van jou lewe te kan leef. En daai tweede fase strek van dat jy
Daai eerste asem in jou eie longe intrek. En dan strek dit vir 'n aantal jare, in Elise geval 82 jaar, totdat ons laaste asem uitblaas. En dan onmiddellik begin die derde fase van ons lewe. Die lewe aan 'n kant die grens van die dood. Die lewe by God. Waarom glo ek dit? Want Jesus het so kort voor sy eie dood, Johannes 11, vers 26 en 27 gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe ook al sterwe hy. Jesus made this promise. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live even if he dies. Elise het dit geglo, of laat ek dit beter formuleer, Elise het in hom geglo. En hierdie Jesus wat sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe ook al sterwe hy. Maar in Jesus se geval het dit nie net gebly by 'n belofte nie. Hy is daarna gekruisig, ons herdenk dit hierdie jaar, môre oor 'n week. Sy kruisiging, sy fisiese dood. Maar dit was op 'n Vrydag. Die Saterdag het daar niks gebeur nie, dit was Sabbat en dit staan bekend in die Christendom as stil Saterdag. Maar Sondagoggend was die graf leeg. En die graf was nie leeg omdat Jesus verdwyn het nie. Imagine, wat 'n troostboodskap sou daar ooit gewees het as jy die storie van Jesus vertel en sê, hy was hier op aarde, hy het hierdie wonderlike dinge gedoen, hy het hierdie wonderlike dinge beloof, en uiteindelik het hulle hom gekruisig, ja, en toe sy begrawe, en toe die Sondag was die graf leeg, maar het julle hom ooit weer gesien of van hom gehoor? Nee, hy het verdwyn. Ons neem aan, hy lewe. Dis nie wat gebeur het nie. Daai Sondagoggend begin Jesus met 'n reeks verskynings oor 'n periode van 40 dae aan meer as 500 mense. Daar is mense in die mediese beroep wat vir jou sal sê dat mense kan na die dood van 'n geliefde hallusineer, auditief of visueel. Dink hulle het die persoon gehoor. Dink hulle het die persoon gesien. Dis 'n bekende ding wat gebeur. Maar niemand hallusineer vir 40 dae aan mekaar nie. En nog nooit het 500 mense plus gelyk gehallusineer nie. Jesus wys homself aan mense en gee hulle die geleentheid om seker te wees dat hy leef. Ek sluit af. Gun jouself tyd om te rou. Herdenk jou kosbare herinneringe. Leef vanuit die impak wat Elise gehad het. En wat Jesus Christus aanbetref, besluit vir jouself. Of jy in sy belofte glo en of jy in sy opwekking glo. Amen. Daar's 'n paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. Here Jesus, ons dankie dat U die mag van die dood gebreek het, die greep, die houvas van die dood gebreek het. Ons dankie
vir die belofte van 'n nuwe lewe aan 'n kan die grens van die dood. Ons dra nou hierdie familie en vriende almal aan U op. Elkeen met hulle eie seer, elkeen met hulle eie gedagtes, elkeen met hulle eie vrae, elkeen met hulle eie verlange. Maar dank God ook elkeen met hulle kosbare herinneringe. Seën en dra hulle. Seën ons ook in ons saamwees hierna, wanneer ons iets eet en drink en mekaar in die oë kyk en dankbaar is dat ons mekaar op hierdie oomblik het. Seën ons op ons pad vorentoe. Ons bid dit in afhanklikheid van U. Amen. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Die nuwe stad, Jerusalem, daar uit die hemel neer, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van die Heer. Hier droeg al die trane af, verby is droeve dood. Ja, pyn en smart wyk uit die hart, ons moeite, angs en nood. Ek maak alles nuut, sê God, laat hom wat ons het kom, en hy sal vind, hy is my kind, ek is 'n God vir hom. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die seënende, versterkende en vertroostende teenwoordigheid van God die Heilige Gees, bly by elkeen van u. Amen.